Aba Vader, ons wil dit wat ons nou gesing het, wil ons in ons gees kom getuig, Vader, dat ons u kinders is, ons behoort aan u. Here, baie diep het u ons kom uithaal, Vader. In daardie modder sluik lees ons in die woord van God. Maar u het ons voete geplaas op die rots, Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Hy wat die lig is op die pad wat ons stap, Here. Hy wat die lamp is vir ons voete waar ons loop. Here, dankie vir daardie omgee hart van u. Daardie liefde wat u aan ons betoon, Vader. Die wete, Vader, wat ons elkeen kan hê. En ons name is in u handpalm gegraveer, Here. Maar dan wil ons in hierdie selfde asem wil ons sê, Here, Vader, ons Abba Vader, Jesus Christus, ons is lief vir u. Dit is hoekom ons vanoggend hier is, Vader, om te hoor wat u op u hart het, Here. En dan wil ek vra, Vader, dat u hierdie diensnag vanoggend so sal gebruik, Here, dat ek die woord wat ons ontvang het, Vader, dat ons dit kan uitdeel, maar dat u deur die Gees van God dit vir ons sal kom oopbreek, Vader. Dit kom verstaanbaar maak vir elkeen van ons, Here. En Vader, ek wil bid dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart u welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan die sitplekke inneem. Maklike vrae met soms moeilike antwoorde. Ons gaan aan met daardie tema. Ons lees dan saam uit Matteus 7 vanaf die 7de vers tot en met die 11de vers. Die opskrif van daardie gedeelte sê, julle kan seker wees van gebedsverhoring. Hou aan met vrae. God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. En elkeen wat volhardend vra, sal ontvang. En wie aanhou soek, hy sal kry. En vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Julle as ouers sal tog nie vir julle kinders as hulle brood vra, klippe gee nie. Of as hulle vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos ons dan goed weet om goeie dinge aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra. Tot sover toe uit die onfeilbare woord van die Here. Ons het verlede keer opgehou waar Jesus daardie vraag aan Petrus gevra het julle my lief? En ek is seker elkeen van ons wat vanoggend hier sit, gaan sy eie redes kan aanvoer hoekom ons sê ons het vir Jesus lief. En ek is seker elkeen van ons wat hier sit vanoggend gaan vir die Here sê, ja Here, ons gaan net soos Petrus antwoord, ek het u lief. Daar is 'n baie ou liedjie
wat ons as kinders, meeste van ons as kinders geleer het. Jesus loves me. Kan julle daai ou pragtige koortjie onthou? Ek dink meeste kindertjies, as jy vir hulle vra, dan sal hulle hom kan sing. En terwyl ek hierdie vraag in my kop ingekry het jy my lief? En daai liedjie Jesus Loves Me kom op. Bev was nie al by die huis nie, want sy sê gesê het, Louie, wil jy nie eerder fluit nie, want toe sing ek daai liedjie. Sy is by die werk, ek sing daai liedjie. Toe dink ek terug, toe ek so chokkertjie was. Maar toe dink ek sou nog 'n versie bygevoeg het by daardie spesifieke lied. En toe wonder ek, hoekom het die ou wat hom geskryf het nie die volgende woorde ook daar ingesit nie. I love Jesus, does he know? Have I ever told him so? Jesus loves to hear me say that I love him every day. Maar geliefdes in Christus, terwyl ek daar agter my lesenaar sit, kom die Gees en hy sê, wanneer laas het jy vir my gesê, jy's lief vir my? Weet, ons gaan, ons bid, ons kniel, ons praat met die Here, ons lees uit die woord. Maar wanneer laas tyd het jy vir my gesê, jy is lief vir my? En ek sit skuldig daar. En die Gees kom sê vir my, Matthys, ek wil jy moet dit weet. As jy vir my gesê het, jy is lief vir my, dis nie net lippetaal nie. Jy sien, my en jou dade moet getuig dat ons lief is vir hom. En ek sit weer skuldig voor die Here, want ek kry dit nie altyd 100% elke dag, elke uur van die dag, elke week, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, kry ek dit reg nie. Want dit is presies hoe Jesus gaan weet of ek en jy lief is vir hom, behalwe dat ons dit vir hom sê. Daar's 2 teksverse wat ek vir julle wil aanhaal. Johannes 14 vers 15. Jesus is hier self aan die woord. Hy sê, as julle my lief het, met ander woorde ek wat nou gesê het daar, en ek het agter die lesenaar gesê, Here, ja, ek het u lief. Dis hoekom ek daai stukkie wou ingelas het by Jesus Loves Me. En toe ek hierdie teksvers lees, toe sê hy vir my, as jy dan sê jy het my lief, sal jy my opdragte, wat hierin opgeteken is, nakom. Dis wat daai teksvers sê. En weer eens sit ek is skuldig. Want ek kry dit nie altyd reg nie. Veral wanneer ek my vrou langs my hoor sê, Lovey, hy kan jou nie hoor nie. Wanneer ek agter daai stang sit, daai stuurstang, en hy het hier voor my ingery. Ek is skuldig voor u, Here. Ek het teenoor u gesondig. En die Gees vat my na 1 Johannes 5 vers 3 toe. En hy sê vir my, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. En ek sit in chunk. My vrou is nie daar nie.
So ek kan maar. Ek sê, Here, ek staan skuldig voor U. En hierdie laaste week was maar moeilik vir my. Had sekere dinge gebeur waarin mense betrokke is en dan reageer hierdie ou nie soos wat hy behoort nie. Julle weet dit nie. Wie weet? Want sy hoor wat ek sê. Nie kras woorde nie, ek nie gevloek of iets van dit nie. Maar ek praat agter iemand anders se rug, praat ek van die persoon. Maak nie saak wat daai persoon gedoen het nie. Ek oordeel, ek gee woorde uit. Ek sê dinge wat ek nie moet nie. En die Gees kom sê vir Matthys, jy sê jy het my lief. Maar hoekom stop daai liefde dan net daar? Jy moet dit aan jou naaste ook betoon. En die naaste is juist daai ou wat omdraai, wat jou vyand is. Wat jy dink is jou vyand. Want hy sê vir ons in Johannes 15:12, dit is my opdrag. Dis nie net 'n vraag wat hy vra nie. Hy sê dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. En hy trane val op hy lesenaar, my boeties en sissies. Jy sien, want Petrus het die liefdestoets het hy gedop, toe hy Jesus verloon het. En hy het self gesweer dat hy hom nie ken nie. En ons, hoe diep lê ons liefde? Hoe gou kwyn daai liefde van ons nie, veral as iemand iets aan jou gesê het of aan jou gedoen het nie. Soos wat ek laasweek gedoen het nie. Want ek het net aan vergelding gedink. My naaste liefde het heeltemal verdwyn. Maar ek sê ek is lief vir die Here. Daarom wil ek voor u as gemeente kom bely in hierdie oggend. Soms dop ek ook daai liefdestoets wat Petrus gedop het, dop ek ook. Maar Petrus het weer 'n kans gekry. Want 3 maal het Jesus vir hom gevra, het jy my lief? Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Vanoggend kry ek en jy ook weer 'n kans om dit te antwoord. Jesus ken elkeen van ons wat hier sit. Wat gaan my en jou antwoord wees vir Jesus? My kind, het jy my waarlik lief? Wat is in die wet geskrywe? Dis die volgende vraag wat ons kry daar in Lukas 10. Dis 'n vraag wat Jesus aan die wetsgeleerde gevra het. Die wetsgeleerde het vir Jesus sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus het vir hom terugverwys na die woord van God toe.
En vanoggend wil ek ook hierdie vraag vir ons vra. Hoekom? Jy sien, want ons weet nie altyd wat in die woord geskrywe staan nie. Soms wonder ons, wat is God se wil? Soms wonder ek en jy, wat is reg en wat is verkeerd? Soms wonder ons, hoekom gebeur hierdie dinge my soos dit laasweek met my dan plaasgevind het? Waarom doen mense dit? Wanneer sondig ek, Here? Hoe moet ek optree in konfliksituasies? En wanneer sulke vrae by ons opkom, wil Jesus vir ons terugstuur na die woord van God toe. Dis hoekom hy vir daai wetsgeleerde gevra het, wat staan in die wet geskrywe? Jesus stuur vir ons terug na die woord van God toe. Hy wil hê ons moet ons antwoorde gaan soek in die kosbare woord van God. Hy stuur vir ons terug na die skrif toe, sodat ons insig kan kry hoe ons in moeilike situasies moet optree, hoe ons dit moet hanteer. En nie soos tuis laasweek te kere gegaan het nie, waar ek my vrou se ore besoedel het van dit wat ek gesê het nie. Nie vloek nie. Bernie weet ook, van 'n klein dingetjie het hy 'n verskriklike groot ding kom maak. En Woensdag het pastoor daar uit Jesaja 40. Toe ek het gaan lees ook, toe sien ek presies daar wat ek nie gedoen het nie. Die wat op die Here wag. Matthys is nie bereid om op die Here te wag nie, want hy wil daai ding nou reg hê, en daaroor stuur hy boodskappe uit na die ou toe, dit en dat en so. Waar daai persoon maar net 'n messenger is. Hy het maar net boodskappe oorgedra en ek neem daai ou kwaadlik. En ek is omgekrap want hy kom nie terug nie, ek bel en ek kry nie antwoorde nie. Ek is omgekrap. Die Gees van God sê vir my, Thys, hierdie woord van my, gebruik jy dit wanneer daar storms in jou lewe opstaan? Het hierdie woord van God, het dit 'n invloed op my lewe? Het dit 'n invloed op jou lewe? Kry ek my antwoorde daarin, of gaan ek maar net aan en hanteer die ding soos wat ek goed dink? 2 Timoteus 3 vers 16 sê so pragtig, hy sê, die hele skrif, nie gedeeltes daarvan nie, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê en om ons tereg te wys om die regte leefstyl by ons aan te kweek. En ek moes weer vir die Here sê, Here, jammer dat ek so opgetree het. Daai persoon weet nie ek het so opgetree nie. En as ek my vrou nie daar was nie, sou sy ook nie geweet het nie. Maar die Here weet. Hy weet hoe ons dinge hanteer. Hy sien vir ons. Thys, jy moet my aanhou vertrou. Ek sal jou die regte pad wys. Spreuke 3 vers 5. Jy moet met jou hele hart. Kom ons terug na die bordjie wat hier is. Dis hoekom ek nou opkyk, want ek onthou, dit staan hier ook. Hier kom ons dit weer. Die Gees kom weer met dit. Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help. Jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie. Want ons weet nie.
Jy sien Christus, Jesus, sê nooit een ding en doen iets anders nie. Ons lees dit in die woord. Hy maak al God se beloftes wat in die Bybel staan, ja en amen. Hy maak dit waar. Daarom wil ek vanoggend kom bely, Here, u woord is kragtig. U woord is gelouter. U woord gee insig vir my. Die woord kom leer vir my, Here. Die woord, dit beoordeel die bedoelings wat in gedagtes wat hier in my hart aangaan, Here. Die woord weet ek bring blydskap. Hoekom? Want ek weet ek kry my uitkoms daarin. En ek gee die saak oor in die Here. En ek sê, Here, asseblief, ek plaas dit in u hande. Die saak is nog nie heeltemal opgelos nie, maar weet u wat? Iemand op 'n heel ander vlak wat betrokke geraak het, wat ek betrokke gemaak het by die ding, sê vir my, moenie worry nie, oom. Dis waar ons staan met die saak. En ek sien die lig in hierdie donker tonnel. Hoekom? Want ek het dit oorgegee. Ek vat die woord van God. En ek maak daai woord van God. Ek sê, Here, kom skryf dit met u gees op hierdie hartstafels van hierdie sondaar mens. Maar dankie dat u met my kom praat deur die woord. Dat die woord vir my die leiding kom gee, dat ek nie net aangaan op my eie pas nie, my eie kop, die dinge volg soos wat ek het sien nie. Psalm 119 vers 103. Awesome vers die. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Die woord van God, dis hoe dit is. Koning Dawid het daarom 'n mooi manier gehad om dinge vir ons neer te lê. En ek sê dankie, Here. Dankie, Vader, dat ek die woord het waarop ek kan staan. Wat raas en huil julle so? Ons lees dit in Markus 5 vers 39. Hierdie vraag het Jesus aan 'n owerste gevra. 'n Owerste van die sinagoge. Want mense het getreur en gehuil oor Jairus se dogtertjie wat oorlede is. En in ander vertalings klink dit so in die Boodskap Bybel sê, vir wat gaan julle so te kere? Waarom lawaai en huil julle so? En ek sit daar en die Gees vat my en sê vir my, gaan bietjie terug. Kyk na daai tye en situasies in jou lewe wanneer jy ontsteld raak, soos byvoorbeeld laasweek. Wanneer ek voel dinge is buite beheer. Daai tye wat ek en jy opstandig raak, wanneer dinge skeefloop. Daai tye wanneer ons omgetrap word, as ons teleurgestel word. Wanneer ek en jy paniekerig raak, as dinge nie uitwerk soos dit moet nie. Wanneer ons wil uitbars in trane, wanneer ons slegte nuus ontvang. Hoekom huil julle so, vra Jesus? Moenie vrees nie. Glo net. Dit beteken Jesus wil ons ook kom bemoedig met dieselfde woorde wat hy spreek daar. Hy sê moenie vrees nie. Hy sê kom hy is maar moenie vrees nie. Wat beteken is jy hoef nie bang te wees nie. Ek is met jou. Immanuel God. Ons het mos hoop. Ek en jy weet alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet.
Ons weet ons hulp is van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons weet tog ons is tot alles in staat deur hom wat my die instaatstellende krag gee. Ons weet dit is hy wat ons trane afdroog. Ons weet God bly getrou. Hy is nog steeds in beheer. Hy sien die groter prentjie. Hy wil ons kom bemoedig deur sy woord. Dis hoekom hy vir ons sê in Filippense 4:6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking bekend word by die Here. Dan sê hy vir ons, dan sal daar 'n vrede oor julle kom wat alle verstand te bowe gaan. My boetie en my sussie, daardie roubedelaars by Jairus se dogtertjie. Jesus het vir hulle gesê, sy slaap maar net. Dogter, staan op en kom. En sy het opgestaan. So Jesus se emosies, dit wat hy gesien het toe hulle daar huil, het hom geraak. Hy het daardie kind opgewek uit die dode, alhoewel hy gesê het, sy slaap maar net. Hy het compassion gehad vir hulle, alhoewel hy vir hulle gevra het, hoekom huil julle so? Jy sien, God bly in beheer. Wat het Jesus gedoen daar in die tuin van Getsemane, toe hy doodsbenoud was, in die woord van God sê, hy het bloed gesweet. Hoe het Jesus dit hanteer? Hy het afgesak op sy knieë. Hy het vir sy 3 disippels gesê, bly julle hier, ek gaan daar bid. En hy het oorgegee aan die Here, want hy het geweet sy Vader se wil sal geskied. En ek kom leer 'n les weer, waar ek so te kere gegaan het laasweek. Die wil van die Vader, gee dit oor. Sy wil sal altyd geskied. Jy hoef nie bekommerd te wees nie tuis. U wat vanoggend hier sit, ons hoef nie bekommerd te raak nie. Ons hoef nie te worry soos mense wat nie uitkoms het nie. Ons hoef nie bang te raak soos mense wat nie weet waar hulle hulp vandaan kom nie. Laat ons nie lewe soos mense wat sonder hoop is nie. Het my situasie verander? Nog nie. Maar dit weet ek. God het uitkoms al reeds gegee. Dit moet nog net manifesteer. En so sal God dan ook daardie gedagtes van hulle wat betrokke is by die ding, tot kalmte roep. Ek hoef nie daaroor te worry. Ek het dit dan vir hom gegee. Hy is in beheer. En ek gaan dit nie môre vat en weer die rugsak afhaal en dit weer daar inpak nie, want dit gaan my weer aftrek grond toe. Ek gee dit vir die Here en ek los dit by hom. Want ek weet my hulp kom van hom af. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet, of sal jou voet nie laat wankel nie. As jy struikel, sal ek seker maak, jy val nie, want ek hou jou vas met my reddende regterhand. Halleluja. Dankie Here.
Amen. Kan ons die tafel gereed kry asseblief? Michael. Van lekker lag kom lekker huil. Nee, ek sien Everly Ann sit daar so lekker en smile. Dankie my boetie. Twee koekies, van nog 'n koekie. Hierso. Ja. Soek jy al nie? Dankie. Net weer seker maak het almal brood geneem en druiwesap gekry. Die laaste maaltyd wat Jesus gehad het op hierdie aarde was saam met sy disippels gewees. En daar's 'n skildery ook wat mens kry van dit. En daai laaste ete wat hy saam met sy disippels gehad het, word genoem die laaste avondmaal. En dis by daardie geleentheid wat Jesus dan ook die nagmaal ingestel het. En hy sê vir ons daar in Korintiërs, sê die woord so duidelik, want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here aan totdat hy kom. Dit is hoekom ons dit gebruik. Ons vier sy dood. Om dankie te sê, Here, vir dit wat U vir ons as sondaar mense gedoen het. Matteus 26 vers 26, en terwyl hulle eet, by daai laaste avondmaal, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. U kan daardie brood dan gebruik. Matteus 26 vers 27. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes, sy bloed wat gevloei het, sodat ons bevry kan word van ons sonde. U kan nou saam die druiwesap gebruik. Aba Vader, Here,
Here, dankie vir die nagmaal wat U ingestel het, Vader, wat tot nou toe nog gevier word. Ons is dankbaar vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie, Here, vir daardie kruishout liefde wat U vir ons gewys het, dat U Uself gegee het. Dit is nie daardie spykers wat U vasgehou het aan die kruis nie. U het U lewe gegee sodat ons kan lewe en oorvloed daarvan kan hê. Dankie dat ons as gemeente saam nagmaal kon vier, Here. Om U dood te kan verkondig, Vader. Wil U met elkeen van ons hierdie week gaan, Here? Dat U vir ons sal lei, Here. En dat ons lewens sal getuig dat ons wel lief is vir U. Ons bly die kosbare bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons. En mag U verheerlik word deur dit wat ons gaan sê en dit wat ons gaan doen in hierdie week wat voorlê. En bring U vir ons dan almal weer terug volgende Sondag hier as gemeente. Ons aanbid U, ons loof en ons prys U. Dankie, Here, dat ons ook die seën kan uitspreek. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Shalom. Amen.